Voel jy moedeloos vanoggend? Bly wag. Voel jy soos 'n uitgedrukte lemoen, die lewe skommel jou? Die verhoudings in jou lewe is nie wat dit moet wees nie. Jou huwelik is aan skerwe. Dit lyk nie goed op jou bankbalans nie. Jy het soveel misverstande beleef die laaste tyd. Jy sit met soveel spanning en angs oor 'n situasie by jou werk. Bly, hoop, want wag beteken hoop. Maar jy gaan nie net wag met hoop nie, natuurlik dit ook, maar jy gaan wag deur die woord. Jy gaan wag deur die woord te bestudeer. Jy gaan wag, terwyl jy in die wagtyd is, gaan jy besig wees met die woord. Ek dink daai 120 mense in daai bokkamer, hulle was besig met hulle tablets, dis nie vandag se tablet nie, hulle was besig met die boekrolle. Hulle was besig om dit te bestudeer, hulle was besig om die waarhede te bestudeer, want die oomblik as jy die waarheid bestudeer, dan impakteer dit jou lewe, en die oomblik as dit jou lewe impakteer, wat die hart van vol is, loop die mond van oor, dan wil jy dit uitskiet na buitekant toe. So jy gaan gehoorsaam wees aan dit wat jy lees. As jy besig is met die woord in jou wagtyd, dan maak die woord jou vol. Nou moet jy vanoggend besluit, nie later as vanoggend nie. Jy gaan dit wat jy gelees het in die woord, gaan jy doen, gaan jy toepas in jou eie lewe en na ander toe. Dan is daar 'n effek. Want jy sien, die Bybel sê, op Pinksterdag, of net na Pinkster het hulle gestaan, en die Bybel sê, strome van lewende water sal uit my binneste vloei, wanneer wat gebeur, wanneer ek wag op die geskenk van God. Strome sal vloei, en jy sal krag ontvang. Jy sal nie skaam wees nie. Jou expectations is gemeet deur die werking van die Heilige Gees.